Dag sê, is lekker om weer 'n bietjie met jou te gesels. Plasing op Facebook so 'n paar dae gelede trek my aandag. Nou, dis 'n Amerikaanse soldaat en hy's aan die woord. Hy's een wat baie onlangs diens gedoen het in Israel. Nou, praat hy oor iets wat in die Bybel is. Hy sê in die Bybel praat van 'n spesifieke drankie en bestaan net uit 2 bestanddele. En hierdie 2 bestanddele sal verseker dat 'n mens nie Alzheimer se siekte kry nie. Nou, hy sê hierdie drank, hierdie 2 bestanddele waarvan die Bybel praat, dis so effektief dat daar vandag nie een persoon in die hele Israel is wat Alzheimer het nie. Nou luister ek wil nou hoor. Kyk, want ek lees nou die Bybel vir meer as 60 jaar en ek het nog nooit gelees van hierdie 2 bestanddele in 'n drankie nie. Bydien, ek weet dat definitief baie meer as net een persoon of geen persone in Israel is wat Alzheimer het. Nou om die waarheid te sê, net vir die rekord, die Israeliese Departement van Gesondheid het in 2025, die 20ste November van verlede jaar met ander woorde, in een van hulle persverklarings, een van hulle produksies of publikasies spesifiek genoem dat daar vandag, wel dit was eintlik in 2018 se statistieke, 120.000 mense is in Israel wat demensie het. So onmiddellik, jy weet, hierdie baie indrukwekkende Amerikaanse soldaat praat al klaar nonsens. Ek het nog klaar hierdie groot vraagteken oor dit wat in die Bybel staan, want dit staan nie in die Bybel nie. En sy statistiek is verkeerd. Maar dan swaai dit en skielik is Bill Gates aan die woord. Nou, Bill Gates het baie geld beskikbaar gestel uit sy eie bates om Alzheimer te ondersoek. Dit is die waarheid. Nou praat Bill Gates. Dit lyk soos Bill Gates. Dit klink soos Bill Gates. Maar dit is nie Bill Gates nie. Soos ek bevestig het later ook. Geen mens kan so aan mekaar sit, weet daar's nie 'n spiertjie, 'n bewegingkie wat verkeerd is nie. Hy sit net en hy praat en hy praat en hy praat. Baie mooi gedoen, baie professioneel opgeneem, maar dit is nie reg nie, dit is nie natuurlik nie. 'n Mens beweeg mos maar rond wanneer jy praat. Jy lig nie net jou hand so op 'n stereotype manier elke nou en dan en draai jou kop so op 'n stereotype manier. Jy kan agterkom dat hierdie AI wat ons sien dis vals. Dis 'n kloning van Bill Gates. En dan begin 'n navorser praat en Bill Gates het nou hierdie baie geld beskikbaar gestel vir die navorsing en nou is hierdie man aan die woord en hy vertel van sy navorsing, vreeslike ingewikkelde neuroscience wat hy dan nou daarso het en hy praat van hierdie deurbraak bevinding wat hy gekry het van hierdie 2 bestanddele wat Alzheimer sal voorkom. En hy sê, weet Big Pharma, dis en daai groot name agter die farmaseutiese bedryf, probeer hulle bes om hierdie nuwe bevinding te beveg, te onderdruk. Nou kyk, onmiddellik as mense al begin praat van Big Pharma, dan moet jy al klaar groot vraagteken daar agter plaas, en nou begin ons beweeg na conspiracy theories en al die goeders. En nou kom ons by die 2 bestanddele, en dis heuning en kakao. Nou ja, die Bybel praat van heuning, maar die Bybel praat definitief nie van kakao nie. Kakao kom van Suid-Amerika af en van die vroegste tye is kakao daar verbou. Dit is vir die eerste keer in Europa bekend gestel deur die Spanjaarde en dit het gebeur in 1519. So, as iemand vir my wil sê dat die Bybel het hierdie 2 bestanddele bekend gestel, dan weet ons hulle praat nonsens. Kan jy nou 'n idee kry? Daar het ek nou besluit, ek gaan nou nie verder luister na hierdie twak nie. Want ek weet wat nou die volgende gaan wees, en dis nou die produk wat hulle bemark, wat bestaan dan nou ekstrakte uit heuning en uit kakao, en dit is nou, die nuutste ding wat definitief gaan voorkom dat jy Alzheimer gaan kry, so jy moet hierdie ding dan nou bestel
dadelik bestel en daar's druk, gaan druk op mense wees om dit te doen. En ek weet ook dat die mense wat dit die minste kan bekostig en die nodigste het, gaan val vir die slenter en dis wat dit is, dis vals. Daar's niks reg in nie. As hulle produk so goed is, hoekom moet hulle dit bemark met bedrog? Weer is leuns op valsheid, weet nie, dis die goed wat my kwaad maak. Maar wat my nog kwaader maak is, hier's mense wat nie skroom om die Bybel te gebruik, God se woord te gebruik, om aandag te kry, mense te laat glo, weet ons kan hierdie mense vertrou, want dit staan in die Bybel. Dit staan nie in die Bybel nie. Ek het nie weer een woord gehoor oor waar hierdie dan nou in die Bybel eers genoem word nie. En dit is nie Bill Gates nie. En wat my nog kwaader maak is dat Facebook hierdie tipe van goed toelaat. Hulle moet dit kan optel. Jy sien, hierdie soort van bedrog word gedryf deur mense wie se harte gevul is met hebsug. Hulle is so agter geld aan, dat hulle enigiets sal doen, hulle skroom nie om deur misleiding hulle self te verryk nie. Dis niks niets nie, nee. Dis net die metode is nie, want die tegnologie vandag is beskikbaar om hierdie dinge moontlik te maak. Maar, kom ons wees eerlik, dit gaan oor die boosheid in mense se harte, en dis niks niets nie. As ons in die Bybel kom by Numeri 22, gaan maak ons kennis met 'n man met die naam van Biljam. Biljam is 'n waarsêer, is 'n bietjie moeilik om hom te plaas, want partykeer gebruik hy hom, partykeer praat hy die waarheid, en ander kere is hy weer 'n waarsêer wat deur vreemde magte goeders doen. Nou, daar's 'n koning van Moab, sy naam is Balak. Balak laat vir Biljam weet, hy stuur vir hom 'n boodskap. Nou, Biljam bly, lees ons in die Bybel, op 'n sekere plek, Petor, dink ek was dit, aan die Efraatrivier. Dis honderde kilometers ver van Moab af. Stuur vir hom 'n boodskap, hy moet kom, hy moet hierdie nuwe volk, is nou Israel, kom vervloek. Biljam stuur hom nie eintlik daar nie. Nou weet jy, en wat ons net so 'n bietjie lees, dis so duidelik. Aanvanklik het hy gesê, nee, ek kan nie kom nie. Maar toe hy besef wat hy kan kry, is dit asof sy hart so getrek word deur dit wat hy kan kry, dat hy enigiets sal doen om dit te kry. Kom ons lees gou, Numeri 22, jy is welkom saam met te lees, ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, en daar vanaf vers 5. Dis nou Balak, hy het boodskappers na Biljam, die seun van Beor, gestuur. Biljam het by Petor langs die Efraatrivier gebly, in die land waarvandaan Balak kom. Hy het hom laat roep. 'n volk het uit Egipte getrek. Hulle maak die hele aarde vol. Hulle het hulle reg teenoor my kom vestig. Kom tog en vervloek hierdie volk vir my. Hulle is sterker as ek. Miskien kan ek hulle dan oorwin en uit die land verdryf. Ek weet, as jy iemand seën, is hulle geseën, en as jy hulle vervloek, is hulle vervloek. Die leiers van Moab en die leiers van Midian is toe daar weg met geld vir 'n voorspelling. Hulle wil hom betaal om hierdie vloek uit te spreek. Hulle het by Biljam gekom en Balak se woorde aan hom oorgedra. Hy het vir hulle gesê, bly vandag hier, hoor. Ek sal vir julle môre sê wat die Here sê. Ek sal by die Here gaan hoor, en ek sal môre vir julle sê wat die Here sê. Hulle het toe weer daar oornag. Daardie nag het die Here na Biljam gekom, moenie saam met hulle gaan nie, het God vir Biljam gesê. Moenie saam met hulle gaan nie. Kom ek vra jou, is daar enige onsekerheid oor wat die Here vir Biljam gesê het? Moenie saam met hulle gaan nie. Jy mag die volk nie vervloek nie, ek het hulle geseën. Vroeg die volgende oggend het Biljam opgestaan en vir die amptenare van Balak gesê, gaan terug na julle land toe. Die Here het vir my gesê, ek mag nie saam met julle gaan nie. Hulle is terug Moab toe en vir Balak gesê, Biljam weier om saam met ons te kom.
Balak het weer probeer. Hy het hierdie keer baie belangrike amptenare as die eerste keer, baie meer belangrike amptenare as die eerste keer, na Bileam toe gestuur. Hulle is na Bileam toe en het vir hom gesê, so sê Balak, die seun van Zippor, moenie dat iets jou terughou om na my toe te kom nie. Dan moenie dat God jou terughou om na my toe te kom nie. Ek sal jou deeglik voorgoed. Ek sal vir jou gee net wat jy vra. Kom tog net en kom vervloek hierdie volk vir my. Moenie dat die Here jou terughou nie, niks jou terughou nie, ek sal jou deeglik vergoed, ek sal jou gee net wat jy vra. Bileam het Balak se amptenare geantwoord. Nou hoor hierso, selfs al gee Balak vir my sy hele paleis vol silwer en goud, kan ek niks meer of minder doen as wat die Here my God vir my beveel het nie. Julle moet ook nog 'n nag hier oorbly, laat ek hoor of die Here nie nog iets verder vir my te sê het nie. Het die Here klaar gepraat? Baie duidelik. Maar weet jy, die indruk is, wanneer hy sê, al gee Balak vir my, weet hierdie paleis vol silwer en goud, besef hy wat hy sê. Besef hy wat hy kan kry. Silwer en goud in oorvloed, hy hoef dit net te noem, hy moet net sê, dis wat ek wil hê. En in daardie oomblik kom dit wat in sy hart is so na vore. Weet jy, en wat sien ons? Bly net oor, ek wil hoor of die Here nog iets vir my gaan sê. God het klaar gesê. Maar hier's iets hier in sy hart wat sê, ek wil dit hê. Ek kan dit kry en ek wil dit hê. Dis myne, al die silwer, dis myne, al die goud, dis myne, dis op 'n skinkbord, dis myne. Ek moet net gaan in Israel gaan vervloek en so wat. Dis nou iets wat ek maklik kan gaan doen. Bileam het die volgende oggend opgestaan, sy donkie ingespan en saam met die amptenare van Moab gegaan. Die Here het kwaad geword omdat hy gegaan het. Die Here het 'n engel gestuur om hom langs die pad voor te keer. Bileam het op sy donkie gery, daar was 2 bediendes saam met hom. Bileam se donkie het die engel van die Here voor hom in die pad sien staan met 'n swaard in sy hand. Die donkie het uit die pad weggedraai en deur die veld gaan loop. Bileam het die donkie geslaan om hom na die pad toe terug te dwing. Gevaarteken nommer 1 in jou lewe wanneer jou omstandighede verkeerd loop. Weet, wanneer dit vir jou voel, jou planne loop skielik teen mekaar, maak seker jy's in die wil van die Here. Hier's hierdie donkie wat altyd getrou was, maar op hierdie dag loop hy in die veld in, of sy, vroulike donkie, loop in die veld in. Wat gaan aan met hierdie donkie? Hy slaan daai donkie terug. In jou lewe wanneer jou omstandighede nie wil reguit werk nie, een van die eerste dinge wat jy vir jou moet vra is dit waarmee ek besig is binne die wil van die Here, dra dit God se goedkeuring weg. Die engel, kyk, hierdie donkie word nou vorentoe geslaan. Die engel het toe in 'n smal opening tussen 2 wingerdmure gaan staan. Toe die donkie die engel van die Here sien staan, het hy teen aan die muur probeer verbyskuur. Wat anders moet hy doen? Bileam se voet is teen die muur vasgedruk. En Bileam het hom toe weer geslaan, en nou kry hy seer, en hy slaan die donkie weer. 'n Gevaarteken 2 in jou lewe wat jy moet weet, wanneer jy persoonlik begin seer kry, of dit emosioneel is, of dit fisiek is, jy wil weet, hoekom laat die Here hierdie seer kry toe? Dis die verkeerde vraag. Die regte vraag is my hart reg voor God en voor mense? Het help nie, jy haal jou frustrasies op die donkie uit, of jou man of jou vrou, of op jou kinders, of jou baas. Jy moet gaan vra, wat is aan die gang hierso? Die engel van die Here het op 'n ander plek gaan staan, waar dit so nou is, dat daar nie plek is om links of regs verby te gaan nie. Toe die donkie weer die engel van die Here sien staan, het dit onder Bileam gaan lê, en Bileam was woedend, hy het die donkie met 'n stok geslaan. Die Here het toe die donkie laat praat, wat het ek aan jou gedoen, dat jy my nou al 3 keer geslaan het, vra die donkie vir Bileam. Bileam is so kwaad dat hy nie is agterkom as 'n donkie wat met hom praat nie. Bileam sê vir die donkie, jy maak my belaglik.
as ek 'n swaard gehad het ek jou nou doodgemaak. Die donkie antwoord, ek is dan jou donkie waarop jy nog altyd gery het, sê die donkie. Is dit hoe ek altyd met jou maak? Om weg te draai, jou te laat seer kry, sommer onder jou te gaan lê? Nee, sê Biljam. Toe die Here Biljam se oë laat oopgaan, hy sien toe die engel van die Here in die pad staan met die swaard in sy hand, hy toe vooroor op die grond geval. Hoekom het jy jou donkie nou al 3 keer geslaan? Vra die engel van die Here vir hom. Nou hoor wat sê die Here nou. Ek het gekom om jou voor te keer, want jy is op die verkeerde pad. Ek het gekom om jou voor te keer, want jy is op die verkeerde pad. Die donkie het my gesien 3 keer al probeer wegdraai. 3 keer kon ek jou doodgemaak het en die donkie laat bly leef het. Gevaarteken tree in jou lewe wanneer God se waarskuwing baie intens begin raak. Ek het gekom om jou te keer, want jy is op die verkeerde pad. Die Engelse New Living Translation sê, look, I've come to block your way because you are stubbornly resisting me. Ek vra vir jou, wanneer laas het jy 'n prediker gehoor wat vir jou sê, jy is op die verkeerde pad? Dat vir jou sê, you are stubbornly resisting me. God's nie tevrede daarmee nie. Jou lewe stuur af op die oordeel as jy jou nie bekeer nie. Kom ek wil vir jou baie duidelik sê, jy loop 'n gevaarlike pad wanneer geld vir jou belangriker word as jou gewete, as 'n skoon gewete. Jy doen dinge wat teen God se wil is, jy hoef nie daaroor te bid nie, jy weet wat God se wil is. Ongelukkig daar's predikers wat meer belangstel in mense se geldsake as in hulle ewige saligheid. En hoe weet ek dit? Want hulle preek finansiële voorspoed, weet daardie valse leer van saai en jy gaan maai en ja, daar's pragtige beloftes in die woord van die Here daaroor, maar wanneer mense gemanipuleer word om te gee, uit hulle armoede dikwels te gee, met daardie verwagting dat die Here weer vir hulle gaan gee, hulle is op 'n manier besig om te werk daarvoor dat die Here vir hulle gaan gee, dan is hulle heeltemal weg van hoe die Here werk. En God se plan van genade ontvang jy nie omdat jy dit verdien en nie omdat jy hard werk daarvoor of iets doen nie. God gee dit vir jou. Dit trek nie 'n streep deur God se mooi beloftes. Dat God iemand wat vrygewig is seën nie. Maar as jy gee sodat jy kan geld terugkry, dat besittings kan terugkry, is jy besig om vasgevang te word en hebsig niks anders. Dit wanneer jy gee om geld terug te kry. En ongelukkig is daar predikers wat mense se armoede, mense se nood, se behoeftes uitbuit daardeur en mense wat die minste kan gee die meeste uit hulle armoede uit. En wie word geseën? Wie word verryk daardeur? Ongelukkig baie keer die prediker wat wil jy moet in hulle lewe sogenaamde bediening kom belê. En die beloofde seën wat mense gaan ontvang baie keer verdwyn soos mis voor die oggendson. Kom ek vra vir jou, wat is belangrik? Mense se ewige redding of mense se tydelike voorspoed as hulle steeds voortleef in hulle sonde? As mense nie hulle harte voor God reg kry en hulle nie bekeer tot die Here, en jy preek net vir hulle voorspoed en hoe mooi die Here vir hulle gaan seën en hoe goed die Here vir hulle gaan wees en laat na om te sê dat daar's die wil van die Here en God verwag van ons om in sy wil te leef, om volgens sy woord te leef. Die feit dat mense voorspoedig is, ryk is, beteken nie dis omdat die Here hulle geseën het nie. Daar's baie ryk mense wat ryk is, maar hulle dien nie God nie, hulle lewe is tot oneer van die Here. Dis nie omdat die Here hulle geseën het nie. So rykdom beteken nie noodwendig dat jy geseën is nie. Maar ek weet dis sekerlik lynreg teen wat baie mense wat nou na my luister geleer is, maar
gaan met 'n oop gemoed terug na die woord, gaan na die Here en maak jou hart oop vir wat die Here vir jou sê. Want daar is soveel Biljams, wie se hart is so vol hebsig, as ek wil hê, dis myne, ek verklaar dis myne, want dit maak nie saak of jy nou kan sê, ek verklaar in Jesus se naam, dis myne, dis nie joune, tensy God in sy genade dit vir jou gee, en solank as jou hart vol hebsig is, moenie verwag dat die Here dit vir jou gaan gee nie. Hierdie storie van Biljam raak baie ontstellend eintlik, want Biljam sterf wanneer die Israeliete die Moabiete oorwin. Ons lees dit in Numeri 31 vers 8. My vraag is, wat maak Biljam by die Moabiete? Want in Numeri 24 vers 25 lees ons, hy teruggekeer na sy eie woonplek. 'n paar hoofstukke later kry ons dat hy weer by die Moabiete is. Hy het teruggegaan om Balak te gaan help. Nou, hy kon nie die Israeliete vervloek nie, maar het met 'n ander plan na Balak toe gekom en gesê, Balak, ek weet hoe jy kan veroorsaak dat die Here sy seun gaan onttrek van die Israeliete. Die Here gaan hulle oordeel. Al wat jy moet doen is hier die plan. Jy moet jou jong meisie stuur om 'n jong mans van Israel te verlei en dan die jong mans van Israel te kry om saam met hierdie meisies hulle afgod te aanbid. Al wat jy moet doen, kry hulle dat hulle sondig en dat hulle die afgod aanbid en dan gaan die Here se oordeel op hulle rus. En hy kry dit reg. Dis vir die Moabiete te doen en ja, die Here het sy volk geoordeel. Biljam se plan het gewerk. Die uiteinde daarvan was nie hy die res van sy lewe langs die Efraatrivier gaan sit met al die goud en die silwer wat hy moontlik kon gehad het nie. Nee, hy sterf onder die oordeel van die Here wanneer Israel die Moabiete gaan verslaan. 2 Petrus 2 vers 15 ontbloot vir ons Biljam se hart. Dit wat al die tyd in sy hart was. En as ons baie eerlik moet wees, het ontbloot wat baie keer in mense se hart is vandag nog. Hulle het weggedraai van die reguit pad en verdwaal geraak. Hulle het die pad geloop van Biljam, seun van Beor, wat daarvan gehou het om vir geld verkeerde dinge te doen. En ek wil net hierso ophou en hierdie woorde maar so in die lug laat hang, sodat elkeen van ons baie eerlik met onsself voor die Here kan wees en sê, Here, hoe lyk my verhouding met geld? Is ek bereid om enigiets te doen ter wille van my salaris? Al is dit tot u oneer? Is ek bereid om die verkeerde goedes te doen? Is ek bereid om valsheid te gebruik in bemarking? Is ek oneerlik in my werk? Is ek oneerlik in my elke dag se lewe? Is my hart opreg voor u, voor ander mense? Want as dit nie is nie, dan loop ek en jy en wie ook al skuldig is, ons loop, lynreg teen God se wil in sy oordeel in. Ons kan nie verwag dat die Here ons moet seën, terwyl ons met hierdie gesindheid van ek is liewer vir geld as vir die wil van die Here nog voortleef nie. God se genade verander 'n mens. Jy kan nie sê, maar jy weet, die Here sal my genadig wees, maar ek gaan nog steeds doen wat ek wil doen. Ek gaan nog steeds die verkeerde doen. God se genade verander jou hart en as jou hart nie verander nie, moet jy vir jouself vra, het God se genade my verander of nie? Speel ek maar net 'n rol? Bluf ek maar net myself? En as daar 'n prediker is wat dalk luister, kom ek vra vir jou, is jy besig om die woord van die Here te bring, soos jy moet, of
Vertel jy nou maar net vir mense wat die mooi is, wat hulle graag wil hoor, vir wat jy daaruit kan kry. Dis ongelukkig die waarheid ook, in baie gevalle. So ek laat jy die vraag hang, kom ons bid hieroor. Here, help vir ons om absoluut eerbaar voor U te wees. En as jy 'n stuk hebsug, Here, my hart, enigeen wat nou luister sy hart, is ruk dit uit asseblief, Here, deur die Heilige Gees, sodat geld geen houvas op ons sal hê nie. Maar Here, dat U liefde in die plek daarvan sal kom. Dat wanneer ons gee, of dit nou vir mense wat behoefte het is, en of dit vir die werk is, dat dit gedoen sal word sonder om terug te wil ontvang, maar sal wees uit liefde uit, omdat ons omgee, omdat ons so hart het om te gee. En ons weet die beloftes is nog steeds daar, Here, dat U vir ons sal sorg en U vir ons sal seën, maar ons gee nie om terug te kry nie. Ons gee om 'n seën te wees, vir U, vir mense, vir U werk. Help ons dat ons harte skoon sal wees van enige vorm van geldgierigheid. Help ons dat ons gemeente skoon sal wees van enige vorm van geldgierigheid. Dat ons U sal eer, Here, met ons rein harte. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die Here vir jou baie mooi week gee.